Reg. Dan die tweede ding voordat ek bedien, ek wil net baie dankie sê vir elkeen wat betrokke was by die vaste gebed, vir die wat hier was, baie dankie, maar vir die, ek weet almal kon nou nie hier wees nie, maar baie dankie dat jy betrokke was. Dit was fenomenaal om dit te beleef en ervaar hier, fenomenaal hoe die Here gepraat het oor sekere goed, en daar's iets wat ek ook dalk gaan deel oor wat die Here gesê het tydens die nagmaal. Dalk moet ek dit nou deel. Want dit is belangrik. Die Here het regtig iets in my hart gedoen. Toe ons die een aand gebid het, ek dink dit was die donderdag aand. Die donderdag aand, toe bid ons vir transformasie, wat laat die Here ons sal verander, en ek gedink, dit is al waaroor ons gaan bid, en hier seker kwartier voor die einde, toe ervaar ek die Here sê ons vir ons regering bid, wat 'n Bybelse beginsel is. En toe ek dit gesê, toe weet ek, die rigting wat ek gaan bid, gaan wees, want ek volg nogal die nuus, en ek sien al die korrupsie, en al die slegte goed wat plaasvind, en al die diefstal, en al die ongeregtigheid. Ek het gedink, ek gaan sê, Here, maak hierdie ding oop. Laat hulle betaal vir hulle sondes, straf hulle. En die skrif wat Willie toe gelees het, jy kan soontoe blaai, wat Willie toe deel, daar moet ek eers gaan, kom ons gaan eers na die skrif wat die Here vir my gee het. Ek het hom toe nie gehad nie, en Gideon het ook nie geweet waar staan dit nie. Dit staan Lukas 9. Dit staan Lukas 9, en ek wil dit nie so seer lees, maar as jy in Lukas 9 gaan lees, van vers 51, ek gaan dit nie vir ons lees nie, want dis nie waaroor ek wil deel nie. Van vers 51, Jesus gaan stap by Samaria verby, hy wil nie ingaan nie, want hy is op pad na 'n ander plek toe. En die mense in Samaria, onthou die Samaritane, dis waar Jesus die vrou langs die put gekry het. En hulle het tot bekering gekom, en toe hy nou daar wil verbystap, toe is hulle geweldig kwaad. En toe sê sy disippels, in vers 54, en toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur uit die hemel afdaal en hulle verteer soos Elia ook gedoen het. Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. En dit sluit aan by dit wat Willie gelees het. In Johannes 3 vers 17. Hy sê, want die seun van die mens nie gekom om die mens want die seun van die mens het nie gekom om die mens lewe te verderf nie, maar te red. En dit het toe gepraat met my, dat as ons bid vir ons regering, baie vir ons, ek is skuldig, ek gedog, Here, ek gaan nou bid, dat die vuur uit die hemel uitkom, om die huis te verwoes. En die Here het my hart verander. Ek sê vir julle wat my gebeur het. En my gebed het verander om sê, Here, openbaar die slegte goed. Onreg is onreg. Openbaar die slegte goed, maar Here, wees genadig teenoor hierdie mense. My gebed het heeltemal verander, en ek wil, my bidens is, ons plek is nie om te veroordeel, ons plek is nie om vuur van die hemel af te roep nie. Jesus sê, luister, as ons dit wil doen, dan is ons besig om 'n ander koninkryk. My en jou verantwoordelikheid, en ek praat maar wat die Here in my hart te doen het. My gebed het verander, sê, Here, wees genadig, openbaar die ongeregtigheid. Ek het selfs dan ook gebid, Here, mag hulle u ontmoet. Mag hulle u ontmoet, maar openbaar hierdie goed, maar wees genadig aan hulle. Reg, dis iets wat die Here in my gedeel het, en ja, die res gaan ek nou nie sê nie, anders gaan ek nie uitkom by dit wat ek volgende van deel. Maar baie dankie dat u deel was van die gebed en vasweek. Omdat dis ons wat die Here soek. Die Here sê, as ons hom soek, sal ons hom vind. Kom ons bid gesaam. Dankie ons Vader vir vanmôre, dat u met ons wil praat. Elkeen van ons wat hier sit, ons nie gekom nie,
want U is hier. En U wil my praat. Elkeen van ons praat vanmôre. En U weet wat elkeen van ons nodig het. En daar wil ons vra, Vader, kom breek U woord vir ons oop, kom praat met elkeen van ons. Sodat ons nie net woorde sal wees van die woord nie, maar dat ons daders sal word van die woord. Dis ons gebed vanmôre, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan probeer bly by my notas. Die Here het vir ons in hierdie jaar gepraat, toe hy begin het, hy sê, God wil hê, ek by Matteus 28 vers 20, God wil hê, in 19 en 20, Matteus 28, 29, God wil hê dat dit wat sy disippels gedoen het, wil hy met ons hierdie jaar doen. Dit wat sy disippels gedoen het, wil God hê met ek en jy voortsit. Dis sy hart vir ons. Die Here het ook vir ons sê, daar gaan deurbrake kom. Met ander woorde, God gaan deurbrake bring vir ons, maar dit gaan bonatuurlike krag nodig wees. Ek en jy gaan dit nie kan laat plaasvind as dit nie die bonatuurlike krag van die Heilige Gees wat in ons woon, as dit nie deur ons vloei nie. Met ander woorde, God sê, hy is met ons. Hy sal die bonatuurlike doen, as ons doen wat ons veronderstel is om te doen. Kom ons blaai gou na Lukas 5 toe. Ek gaan ook nie alles vir u daar lees nie, maar daar's 'n beginsel wat ek net ervaar, die Here wil hê ek moet dit net beklemtoon. Die mense wat Vrydag by die biduur was, 'n gesamentlike gebed, sal weet Asaia daar uitgelees. En ek kan dit nie alles lees nie, maar Lukas 5. Dis waar Jesus die eerste keer sy disippels gekry. Die opskrif is die wonderlike visvangs, die eerste disippels. Met ander woorde, en ek gaan eers maar vertel, Petrus en kom disippels het in hulle skei die hele nag vis gevang, teruggekom, besig om hulle net skoon te maak, want hulle het niks gevang nie. En dan daag Jesus op. En hy sê vir Simon, luister hier, vat my die seebietjie en ek wil preek. Ek hoop ek's nog reg. En dan preek hy, bedien hulle, en dan sê Jesus vir hulle, maar gaan terug. Gaan vang weer vis. En dan sê Petrus, maar luister, ons het die hele nag gevang. Maar wat interessant is, hy gaan terug, en dan vind die wonderwerk plaas. Met ander woorde, as Petrus nie teruggegaan het nie, het die wonderwerk nooit plaasgevind nie. Petrus se verantwoordelikheid was gehoorsaamheid, Reine. Ek sê Reine, want hy het in die gebedsaand toe sê hoe belangrik is gehoorsaamheid. Petrus se verantwoordelikheid was, kry die net in die water. En ongelukkig het Petrus ook die al sy nette lyk met die water gehad nie. Kry die net in die water, dan sal God die bonatuurlike doen. Met ander woorde, ek en jy, as ons wil hê God met die bonatuurlike doen, moet ek en jy die gehoorsame doen. As die Here vir jou sê, Reine, gaan na daai hoek toe, gaan staan en wag daar, ek sal vir jou persoon stuur. Dan sal die bonatuurlike my gehoorsaamheid eer. En dis wat God vir ons sê hierdie jaar. God sê, hy sal die bonatuurlike laat vloei deur ons lewens, waar ons dit wat hy vir ons sê om te doen, om dit te doen. Tweede voorbeeld, Jesus sê vir Petrus kom dan en sê ons belasting betaal. Ek wil nou nie al die goed lees nie. En dan sê Jesus vir hom, Jesus kom vir Judas. Jesus kom vir Judas sê, luister, gee penny daar, ons betaal. Hy het seker geld gehad. Maar hy sê vir Petrus, gaan na 'n rivier. Gaan vang vis. En die eerste een wat jy vang, in sy mond,
sy minste kry. En in Petrus se gehoorsaamheid is die wonderwerk. Dis 'n beginsel wat ek wil hê ons moet hoor vandag. God sê hy gaan sy bonatuurlike krag deur ons laat vloei wanneer ons gehoorsaam is aan sy opdragte. Wat is my doel in die lewe? Ek praat baie daaroor met u en die Here praat my weer daaroor. En veral omdat ons die nagmaal het, wil ek teruggaan na dit toe, want as ek en jy die doel van ons lewe mis, dan mis ons alles. Gaan dit weer sê, dit is skokkend. As ek en jy die doel van ons lewe, vir ons bestaan hier op aarde, in die triegaard, mis, dan mis ons alles. Toe God die mens geskaap het, toe hy vir Adam en Eva, kom ons blaai gou soontoe dalk. En dis een beginsel wat ek wil oordra, en dan gaan ons die nagmaal hê. Maar kom ons gaan na Genesis 2, ek dink is 1. Genesis 1. Genesis 1 vers 26. Want dis die doel. Toe God die mens geskep het, want as ek sê wat is my doel in die lewe, dan moet ons teruggaan, wat was God se plan van die begin af met die mens? Wat was God se plan met Adam en Eva? 26 sê, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Ons stop net daar. Ek en jy lyk nie soos Jesus so nie. As Gideon hier langs my staan, dan gaan jy gaan nie vir my sê Gideon en vir hom sê Chris nie, want ons lyk nie na mekaar nie. Maar tog kan ons soos Jesus lyk. Met ander woorde, in ons funksie en in ons karakter is ons na die beeld van God geskape. Ek wil nie verder daaroor praat nie, want ek wil kom by die volgende punt. Hy sê, 26, laat ons mens maak na ons beeld en na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see ensovoorts. 28, en God het hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor wat ook oor alles. Met ander woorde, God wat 'n koning is, omdat hy is 'n koning en hy het 'n koninkryk, het die aarde gemaak, hy het die mens gemaak om op die aarde geplaas, en dan sê hy vir hulle, julle is na my beeld, in my gelykenis gemaak. En ek gee julle die mandaat, of julle skepingsdoel, is om te heers oor die aarde. Nou daai woord heers, dat ek kyk of ek hom kan uitspreek in Hebreëus, sê beteken, die woord is radag, jy spel hom R-A-D-A-H, radag, en hier is die kruks van dit wat ek deel vanmôre. As God sê vir Adam en Eva om te heers oor die aarde, daai woord beteken om te regeer as konings, en ek gaan nou teruggaan soontoe. God sê, ek maak jou, Adam en Eva, mens, om te radig, om te regeer as 'n koning oor die aarde. Die ander woord is om dit te onderwerp, en die laaste betekenis daarvan is om te domineer. Met ander woord, Adam en Eva, ek stel julle aan as koning om te heers oor alles op die aarde. Ek wil hê jy moet dit onthou. Kom ons gaan 'n bietjie na 2 skrifte wat dit bevestig. En dis in Psalm, ons gaan Psalm lees, Psalm 115 en
Ja, kom ons gaan eers na Psalm 115 toe. Wat dit net bevestig. Psalm 115 vers ons lees van vers 15, want 15 is net die blessing. Hy sê, julle is geseën deur die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Maar vers 16 is die vers wat ek sê, wil lees. Hy sê, die hemel is die hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekind gegee. Hy het die aarde vir die mensekind gegee om sê, luister nie, heers daaroor. Kom ons gaan na Psalm 8 toe. Psalm 8. En die gedeelte in Psalm 8 kry jy ook in Hebreërs 2. Maar ek gaan net die een lees in Psalm 8. En ek gaan in die middel van 'n sinnetjie begin, vers 5. Hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Die menskind laat u hom besoek. U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Daai goddelike wese is Elohim. Goddelike wese. En hom met eer en heerlikheid gekroon. Ja, kom maar ek lees in die week, te vinnig lees. Hy sê, u het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon, net 'n koning dra 'n kroon. Hier in die Lewende Bybel praat van koning, het hom 'n koning gemaak. Dis ook nie om 'n kroon gee. Dan vers 7, u laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Met ander woorde, die doel van Adam en Eva is om heerskappy, konings te wees op die aarde. En nou gaan ek fast forward vanaf vorentoe, en dis wat Jesus kom herstel het. Jesus het net gekom my sondes te vergewe nie. Jesus het gekom om te herstel dit wat Adam en Eva verloor het. En almal sê, hy het nie net van die goed kom herstel nie. Onthou jy dat, en ek gaan dit dalk nou nie veel lees nie, dat die duiwel het gesê, kom ons lees dit dalk, net vir die ouens wat nie die Bybel ken nie. Kom ons gaan na Lukas 4 toe. Lukas 4. Daar is op baie tyd. Lukas 4. Lukas 4, vers 5. Lukas 4 gaan oor waar Jesus die Heilige Gees in die woestyn ingelei is, waar hy gevas het vir 40 dae, en toe hy swak is, toe die duiwel hom versoek het, en nou kom ons by vers 5. Hy begin eers om te sê, verander die brood in, die klippe in brood, en dan sê hy in vers 5, toe bring hy die duiwel hom op 'n hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee, heerskappy, en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee deur Adam en Eva, en ek kan dit gee aan wie ek wil. Met ander woorde, die heerskappy wat Adam en Eva gehad het, het hy vir die vyand gegee. Reg, en dan gaan ons na Matteus 28 toe. Matteus 28 gedeelte wat die met ons gepraat het oor hierdie jaar, maar vers 18. Vers 18, Matteus 28:18, Jesus het dis na die opstanding, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en sê, aan my is gegee alle mag
in die hemel en op aarde. Met ander woorde, daai heerskappy wat die vyand gehad het Jesus teruggevat. En dan sê hy, luister, en nou gee ek dit vir julle. En hy bekragtig ons weer met die Heilige Gees, so die bonatuurlike deel van ons lewe kan wees, maar nie dit nie, maar dat ek en jy weer sal heers oor die werke van die vyand. En almal sê, amen. Wat is my doel op aarde? Nie om hemel toe te gaan nie, maar om hemel aarde toe te bring. My en jou doel op hierdie aarde is, om dit wat in die hemel is, aarde te bring. Lukas, kom ons gaan na Lukas 12 toe. Lukas 12. Vers 32. Kom ons begin by 31. Lukas 12, 31. Jesus wat sê, maar soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, vir al 32, moenie vrees die klein kuddekie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. God se hart is om die koninkryk, sy koning, hy's 'n koning met 'n koninkryk, om daai koninkryk vir ons te gee hier op aarde. Dan die laaste vers is Matteus 16, ook bekend vir ons, Matteus 16. Vers 19. Matteus 16, 19. En Jesus wat hier praat, onthou dit is waar Jesus Jesus vra vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En dan kom Petrus met die regte antwoord. En dan sê hy vir hom, is nie jy wat dit so slim was nie, maar my Vader het aan jou openbaar. Maar dan vers 19 sê hy, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook al op aarde mag bind, sal die hemel gebonde wees. Wat jy ook op aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Maar dit gaan oor die koninkryk. God gee vir ons die sleutels van die koninkryk. Laat ek afsluit met dit. Jesus het niks anders gepraat as oor die koninkryk nie. Gaan weer sê, gaan kyk 'n bietjie. Jesus sê die koninkryk. Dit wat Jesus gepreek het was die koninkryk. Met die koninkryk is soos. Die koninkryk is soos. Die koninkryk. En daarom, as ek en jy vanmôre die nagmaal gebruik, sê Here Jesus, die prys waarvoor U betaal het, mag dit deel van my lewe wees. Dis my gebed. Dat dit wat Jesus, die waarde van sy liggaam en sy bloed, die waarde daarvan, dat ons sal dit begin verstaan en begin uitleef. En dis om te heers saam met hom. Is dit moontlik? Verseker. Hoe word dit my deel? Ek glo daar's 2 fasette. Die een is om hom tyd met hom te spandeer. In sy kom ons blaai gou na 2 Korintiërs 3 toe. En ek gaan dit uit hierdie ander Bybel lees. 2 Korintiërs 3. Ek glo 2 maniere om te word wie God wil hê ons moet wees. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ek gaan nou lees van vers ek gaan vers 17 ook lees.
2 Korintiërs 3 vers 17 in hierdie Lewende Bybel. Hy sê, as die skrif hier praat van Here, word die Heilige Gees bedoel. Want waar die Gees van die Here werk, verlos sy mense. Vers 18. Ons almal wat in Christus glo, is soos mense wie se blinddoek afgehaal is. Ons sien nou die goddelike heerlikheid van Christus duidelik, soos in 'n spieël. En dan kom die volgende, hy sê, die Heilige Gees wat die Here is, verander ons om al meer soos Christus te word en om al meer sy heerlikheid te kan weerspieël. Pragtig. Dat ons sy heerlikheid, en dis die doel hoekom hy gesterf het. Sepo, just give me that picture please. Ek het 'n prentjie wat ek wil wys vir u, dit na aanleiding wat Deline ook gesê het. Daar staan, Sepo jy moet dit groot maak. Daar staan, hy wat nie kans sien vir die stryd nie, sal nie kans kry om te oorwin nie. Hy wat nie kans sien vir die stryd nie, sal nie kans hê om te oorwin nie. En God se plan is vir my en vir jou, Boetie, ons skepingsdoel is meer as oorwinnaars te wees. Amen. En dis wat Christus kom herstel het. Thank you, Tsepo. Dis wat Christus kom herstel het. Chris se gebed vir elkeen vir ons is, Here, dat die volheid van dit waarvoor u betaal het, mag dit my deel word. Amen. Dit waarvoor u betaal het, dat dit my deel sal word. En ons is tevrede met krummels, kom ek stop daar. My gebed is vir elkeen van u wat hier sit, vir myself ook, dat dit waarvoor daai bloed gestort is, en daarvoor daai liggaam gebreek is, dat ek 'n openbaring daarvan sal hê, sodat dit sal manifesteer. Die laaste punt, ek het vir u gesê, dat is 2 fasette, is om teenwoordigheid te wees. Die tweede deel daarvan is om ons denke te vernuwe. Romeine 12 vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dis sommer vry vertaal, laat ek gou dit vir u lees. En ek glo een van die, ek wil nie sê die grootste krisis nie, want dan klink dit een van die dinge wat ek en jy gaan moet doen, is om ons denke te vernuwe. Ek lees Romeine 12:2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kom ons spandeer tyd, my boetie, ek wil jou aanmoedig, kom ons spandeer tyd met hom, en kom ons verander hier. Ons is nie verloorders nie. God het jou gered, jou nuut gemaak, sodat dit wat Adam en Eva verloor het, dat ons dit weer in besit sal neem. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Jesus. As ons vandag die nagmaal gaan gebruik, as ons die brood en die beker gaan drink, u liggaam en u bloed gaan drink, dan dank ons u vir dit wat u aan die kruis gedoen het. Baie dankie. Dankie dat u ons versoen het met die Vader en ons vrede met hom het. Maar Jesus, dankie is meer as dit. U herstel ons weer soos voor die sondeval. Dat ons na u beeld en gelykenis sal lewe en dat ons sal funksioneer, dat ons koning sal wees wat regeer op hierdie aarde. Laat u koninkryk
in ons lewens en deur ons lewens sal manifesteer. Dis die doel hoekom U gesterf het. Versoening met ons koning, maar dat ons weer heersers sal wees oor 'n donker wêreld. En Vader, as ons vanmôre die liggaam van Jesus eet en sy bloed drink, dan is ons gebed, laat dit so wees. Dat ons posisie as koningskinders, as heersers op hierdie aarde se inneem, om oor die werke van die duisternis te heers. Laat U koninkryk kom, Vader. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in ons lewens. Dis ons gebed vanmôre, Vader, in naam van Jesus Christus. Amen.